Ek dink jy gaan saam met my staan en dan gaan vir die ander twee om en vertel van halleluja. It feels the same and sounds the same and is the same in every language. En dan gaan jy die Here saam met my loof en verwelkom. Ons het die een getuienis na die ander dat my God doen wonders. En mag die Here sê, kom ons loof die Here want hy is wonderbaar. Oh, prys die Here. Dis 'n waarheid, my God doen wonders. En weet, ek is so opgewonde. Jy kan hoe groot in jouself wees. Jy kan hoe sterk wees, jy kan hoe slim wees. Maar dan as daar 'n koetjie wat sê, dit is nie meer krag of meer geweld. Ons gaan nie net sing, maar wat ons dit sing is ons Here, dit is U. Toe jy die suster getuig van die Here vandag gedoen het. Ek is so opgewonde, want dit is my God. Halleluja! Kom ons sing, prys die Here.
en sy heerlikheid het ons rede om by God te vier. Oh, sing the touch of fire, Lord. Oh, praise the Lord.
wonders gedoen vanmôre in hierdie tabernakel. En ek gaan vra dat een met daar's 'n versoek. Let's sing my soul, my Savior, God to thee. Ek gaan vra dat jy omsing, let's sing as die orkes reg. Kan ek sien? Is julle reg? Let's sing my soul. Hy gaan omsing dit nog nooit in jou lewe nie. Pastoor, ek het nie 'n stem nie. Sê ek amen, jy het een. Ek gaan hom saam met my sing. Let's sing my soul, my Savior, God to thee. En ek gaan dit sing en ek gaan hom oplig. Ek gaan hom hou. Ek gaan die hande opsteek, ek gaan die sagdoek waai, ek gaan doen net wat ek voel. Kom, sing dit hartlik saam. Kom aan, voortsang. Then sings my soul, my Savior God. Oh, yes, to me, how great
ek weet nie, miskien het ieder vermeester om stil opgewonde te wees. Maar wil jy nie maar net vir een aan die stilte breek en die Here loop saam? Halleluja. En in die mooie atmosfeer mag jy sit plek neem vir 'n paar oomblikke. Ek glo dat die Here afspraak het met Elwin. Wat 'n voorreg, broer Johnny. My God bless you. Kom seën ons met daardie lied. Mag die Here ek sien, dis nie gereed vir ondervinding met die hand van die Here. Kan ek niet sien, kind van God. Weet jy, het maak my vreeslik sien in die agtig as so begin stil raak. Iemand die Here loof saam met my, hy leef. Hy leef, hy het vanmorgen 'n jong vrou gesond gemaak hier in die diens. En ek loof die Here, want hy is wonderbaar. Sing dit vir ons, amen. Halleluja. Hoe sing ou nou na al hierdie singery? Maar ek wil die Here loof, want hy het my gered soos wat hierdie lied sê. En weet jy, hierdie is 'n liedjie wat julle almal kan saam sing. Maar nou die dag te loop ek en Henry Pike, en hy vertel vir my goed wat hy die bewyse van het, van hoe manne wat eenmaal die woord van God verkondig het, die bloed nie meer herken nie. Maar ek gaan vanaand vir u sing. Dit is die enigste wat dan, halleluja, loof sy wonderbare naam.
geen silwer of goud kon betaal vir my redding. Geen prys kon die hemel vir my weer ontsluit. Maar die bloed van die kruis, halleluja, het was liefde, stemmende, die dood van my heiland, hy betaalde voor Ja, dankie Johnny. Wil jy die hande opsit die Here is, dankie sê vir die guns wat hy aan ons verleen om op te kan besin.
Ek weet nie hoe ver ons gaan kom nie, maar as jy die Bybel gebring het, kan jy hom saam met my oopmaak by 1 Konings 17, die eerste 6 verse van 1 Konings 17. Here sy die lam, halleluja. Here sy die lam, halleluja. 1 Konings 17. Prys sy naam, halleluja. Ek het 'n wonderlike week in die Here gehad. En as ek sê, ek het 'n wonderlike week in die Here gehad, dan beteken dit nie, dit was net 'n windstorm op die front nie. En dit is dan my eie skuld, want ek sal altyd vir my saamleier sê, asseblief kry net die skip op die see, op die rowwe see. Ek hou daarvan dinge moet gebeur. Krag van God moet werk. Ek kan nie my indink dat 'n mens kerk toe gaan en jy sit daar vir 'n halfuur of 'n 3/4 uur en jy stap daar uit en jy draai so om en jy sê, dominee het vanmorgen goed gedoen, hoor. Wat het dominee gedoen? Ek kan nie regtig onthou nie. Dit was te goed vir my om te onthou. Ek is so bly dat ek vanaand weet dat my verlosser leef. En ek wonder voordat ek die skrif lees, ek luister van veranderinge en ek hoor van veranderinge en ek hoor hoe dat die wêreld gaan verander en Suid-Afrika gaan verander en ons gaan 'n tydstip beleef. Maar ek wil nou nie 'n ou doemprofeetjie wees nie, maar ek wil net vir u sê, dan gaan nog 'n bietjie water in die see loop voor dit gaan gebeur. En ek glo dat die Here my 'n geleentheid gee om vanaand met u te praat en ek het vanmiddag vir van my broers en my susters gesê, dit word by my 'n onbedwingbare begeerte om in my pad te vertel van bykans 34 jaar in die bediening. Nie om te praat oor, soseer oor, nee, ek weet nie eintlik waaroor, maar om te praat die pad wat ek gekom het. Ek wil u vertel van die God wat my ontmoet het. Ek wil u vertel van hoe dat hy my gedra het vir 34 jaar. Amen. Ek wil u vertel hoe dat hy my losmaak by Kernkrag, by Iran Verrykingskorporasie en vir my sê, ek roep jou tot die voltydse bediening en ek wil jou vertel van dat ek het gedink ek is iets en ek sê vir die Here, daar is nie 'n manier dat ek bediening toe gaan nie. En ek het vroeg in my lewe geleer dat alles wat op die kind van God se pad kom is nie die duiwel nie. Of jy weer sê, nie alles wat op jou pad kom is die vyand nie. Ek dink baie keer die meeste van die goed wat op ons pad kom is as gevolg van onwilligheid of ongehoorsaamheid. En dan druk God ons mos in 'n noute in. Vra my, ek weet. Ek was daar. Maar kom ons lees die woord van die. Wie wil 'n verandering in Suid-Afrika sien? Kan ek vra wat se verandering wil jy sien? Dat die goudprys opgaan en die platinumprys opgaan en die rand opgaan en alles opgaan. Is dit wat jy wil sien? Dan is die fokus verkeerd. Want God wag vir die kerk. En die natuur wag vir die kerk. En ek weet al die skokkende goed wat gebeur het in die afgelope week, dat dit is nou goedgekeur, dat polygame huwelike is nou amptelik goedgekeur. Dit beteken dat jy kan nou soveel vroue vat as wat jy wil trou, maar ek gaan jou nie trou nie. Dat jy het sommer nou weet. As jy nie met 4 susters aankom, gaan jy eers 3 los. Dis goedgekeur. And now we can marry even transgender people. And we can marry them to gay,
one transgender, and we can even marry 5 to 10 to 25. En dan sal sy agbare die professor dit aanhaal uit Romeine 13 en sê dat as gevolg van die feit dat die woord van die Here sê dat ons moet ons onderwerp aan die gesag wat oor ons gestel is, en daaraan het ons bewys dat daar kan 32 vroue wees. Ek wil net vir u sê, geen mediese fonds gaan dit maak nie, geen bank gaan dit maak nie, geen pensioenfonds gaan dit maak nie. Want as een so slim is om met 'n paar skoene winkel toe te gaan wat daar druk en met nuus uitstap, weet ek nie wat nie met 22 wie se skoene hy druk. Is 'n toestand. Can one guy be so stupid? En hy sê hy het sy hart uitgehuil van die verligting en hy dink ek met myself, jy gaan nog huil. Glo my, jy gaan nog huil. Jy gaan jou merk vervloek wat jy gemaak het, 1 Konings 17. Jy moet 'n pen reg. Nie alles, dit het my 2 weke op die Here se wag gekos om uiteindelik by dit uit te kom. Nie alles wat met jou gebeur is die vyand nie. Kan ek nie net dit vertel voordat ek dit lees, mag ek weet, u staan nou al 'n rukkie, wil jy sit. Maar ek wil net vertel, ons het die eerste jare van ons bediening was, ek sal nie sê was moeiliker as nou nie, maar dit was redelik rof. En ek staan een môre, en ek weet nie hoekom die Here dit goed gedink dat ek met 'n bouer uitraai op my ou dag nie. Ek het in metallurgie en elektronika en plofstof gewerk en hier sê die Here vir my, ek moet 'n kerk gaan bou. Al wat ek met 'n baksteen kon doen is dit om onder 'n jack te sit as jy die kar moes opdonkraag. En hy sê my gaan 'n kerk bou. En een môre sit ek daar bo tussen niks en nêrens. Ek het 'n hoogs intelligente bouertjie, Pieter, maar hy het so snaakse tydse van. Maar ek moet meer na die man kyk as na die stene, want ek kan nie hom vra om te draai nie, want iewers op sy grootword daar het daar 'n probleem gekom met 'n koneksie tussen sy voete en sy brein. Hy kan nie so omdraai nie. Dan val hy bo van die 6 meter muur af. Toe sê ek vir hom, wat gaan met jou aan? Toe sê hy, pastoor, hulle het vir my gesê, die kontak tussen my voete en my brein is te stadig. Dit vat te lank vir my voete om te hoor dat my brein sê, jy moes al gedraai het. Hy sê, dan val ek. Toe sê ek, maar Pieter, dankie jy boop, nie hier jou doodval. En so sit ek een môre daar hoog tussen niks en nêrens en ek is van nature nie 'n rationeter nie. Maar ons kom toe deur 'n situasie en terwyl ek daar bo sit, kry ek 'n onbedaarlike lus na ration. Kan ek dit maar sê soos wat jy dit ook sê, ration en chips. Met sout en baie asyn. Maar ek het 'n man in die kerk. Hy's 'n kraai. Hy's 'n vyand van alles wat mooi is. Hy gee my al my dae. So het ek gevoel. Totdat die Here my die week aan hom herinner en vir my sê, weet jy, dat hy jou gedra in die moeilikste tye. En ek sê, Here, kon nie maar vir my 'n mooi kindjie van u gegee het om my te dra nie. Die Here sê, nee, mooi kindjies dra nie graag nie. Ek moes kraaie opdrag. En ek sit en ek het nog nooit 'n begeerte so vreeslik na kos gehad nie. Ek kan my beheer. En ek sê, Here, as jy nou vanmôre ration en chips in die hande kan kry, ek weet nie, ek weet nie. En ek verstaan myself nie. En ek kyk so op en toe ek so in 'n Langstraat afkyk, te sien ek daar kom hy met sy blou Datsun karretjie aan. En ek dink, ag Here, ek is lus vir chips en ration, nou kom hierdie ou ook nog hier aan.
Wat wil U my leer vanmôre? En hy stop, en hy het 'n manier gehad dat hy sy gesig so getrek het. Hy sê, pastoor, ja, afklim ek op die lekkerste boerewors afgekom, wat daar in die land is. Ek sê, wat sê jy nou om dat sin? Ek klim daar af, kom daai maak ook, maar toe hy die pak ook maak, toe sien ek die ration, so dik. En hy chips is so crispy gepak. En ek voel my maag maak so draai, my kop draai, my oë slaan oor mekaar. En ek word paniekbevange, want as die Here 'n begeerte so vinnig raak sien, en ek gaan sit dan som en toe dit ook, maar toe besef ek, maar hierdie is nie boerewors nie. Die Here sê vir my, as ek die oë van die soldate kon toemaak, kan ek sy oë ook toemaak. As hy boerewors gesien het, het hy boerewors gesien. En God bewys aan my, dat hy tot in jou sig, daai. Ek gaan dan sit na ons en ons eet daai boerewors met 'n ration smaak. Dat is soms man. En nou gaan ek vir u lees wat gebeur met Elia. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Ek wil net vir julle sê hoe hy gelyk het, daar 'n gemantel omgaan, daar was die mekaar uit 'n baard gaan, so haar gemantel, hy was glad nie 'n produk vir ons dagse kerk nie. Ons profete kom aan met 'n limo, dan word sy deur oopgemaak en sy tas word gedra. Maar die profete van ouds het nie 'n tas gedra nie, sy hart was gevul met die woord van God. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe en steek jou weg, merk dit asseblief, en steek jou weg by die spruitklip wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, en dit mag dalk na niks lyk nie, maar ek wil net vir u sê, dat die Levitiese wet van die Lewiete sê, dat die kraaie was een van die mees onreinste diere wat God die volk verbied het om selfs aan te raak, en God gebruik 'n kraai. En toe hy dit vir my sê, in hierdie nag en in hierdie afgelope weke, en toe sê hy vir my, jy gaan vir my volk sê, jy wil 'n verandering hê, maar jy's bekommerd oor 'n kraai, wat vir jou 'n brood afgee, jy's bekommerd oor 'n kraai, wat vir jou 'n stuk vleis afgee, en jy wil dit nie aanvaar nie, en die Here sê, jy moet ontdek dat ek die God is, wat ons stuur. Amen. En ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitklip wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring. En saans brood en vleis, en hy het by die spruit gedrink. Wat 'n God, tot sover. Ek gaan 'n paar oomblikke in die mag sitplek neem. Gaan ek met u praat oor dit wat die Gees van die Here vir etlike weke op my hart druk. En hy sê vir my, almal wil 'n verandering hê, en as ek na Elia se tydvak ken, kyk, dan beleef ek wat huidiglik binne die land aangaan, binne in Suid-Afrika en in die wêreld aangaan. Die kerk is in 'n vervalling, of ons dit nou wil erken of nie. Ek kan maar 'n glimlag vir my ophou wat
wat jou sal laat koue rillings kry as ek hom uithaal. Maar die feit bly staan, 'n glimlag het nie 'n siel gered nie. Johnny het dit gesing, dis die bloed en die bloed alleen. En ek gaan nie vanaand oor dit praat nie, maar ek wil praat oor die pad van Elia. 'n Mens soos ek en jy. Ek het van die Here, terwyl dat die gees van die Here met my praat, en terwyl dat die gees van die Here met my deel in hierdie gedeelte, en hy vir my sê, dat hy gaan hierdie selfde man, wat voor Agab staan, en sê, luister, ek kom net vir jou sê, daar gaan geen reën of nou val, wat in die volgende jare nie, en daar die man van die beskerming van God ken, wat weet wat het is om te staan, en 'n profetiese woord te bring, hy draai om, en die God van die hemel sê, van nou draai jy weg, en jy gaan steek jou weg by die spruitkruid, en toe praat die Here met my, en ek sê, en hy vra my, dink jy, ek het hom weggesteek, vir die dood of die vrees van Agab? Hy sê nee, hy sê, wat ek besig is om te doen, is toe Israel verval, hy sê, toe rig ek manne op, en ek vat hulle weg, en ek rig 'n man op, ek kind van die Here, en nou moet jy mooi luister, hierdie Elia ten koste van sy eie lewe, en hy het dit gewaag op plekke, waar ander dit nie sou waag nie. Elia kom op 'n punt waar hy die opdrag kry, hy is 'n profeet van God, wat vir die mense 'n opdrag moet gee, maar ek merk 'n vreemde ding, en die gees van die Here sê vir my, gaan sê vir Calden wil, as jy verandering in die land wil hê, dan wag daar vir jou 'n kret ondervinding, dan wag daar vir jou 'n wegsteekplek, en dit van die Here toe ek lees, toe besef ek, Here, hier kom iets geweldigs. Ek lees hierdie woord en ek begin oor dit bid. En hy sê vir my, waarom het God hom weggesteek? Was dit vir sy beskerming? Nee, miskien 'n bietjie. Maar ek wil net hê moet vir 'n oomblik sien, hierdie man was net voordat hy homself wegsteek, was hy reg voor Agab. Het God beskerm hom dat Agab nie 'n vinger op hom lê nie. En vir 3,5 jaar verdwyn hy van die toneel af. En Agab sê self, ek het die land deur gegaan. Ek het elke koninkryk laat sweer dat ek jou nie gesien het nie. Ek soek jou dood. Ek wil jou doodmaak, want jy is die direkte rede vir die hongersnood, vir die droogte wat daar heers. Ek kan van God, terwyl die gees van die Here met my praat, en toe sê ek my, gaan sê vir Calden wil, dat nie alle toedeur is die vyand nie. Hy sê nie alle wegsteek is die vyand nie. Hy sê daar kom 'n tyd in jou lewe, wat God jou een kan toeskuif en sê, kom net 'n bietjie weg, want wat in daardie 3,5 jaar met Elia gebeur het, weet ek nie, maar wat ek wel weet, dat toe hy uitkruid, hy weggaan, en toe gee hy brood vir 'n weduwee, vir 'n tyd tot die reën val. Ek weet nie wat het met hom in daai tyd gebeur nie, man. Ek weet nie, die Bybel verklaar dit nie, van u sien, toe ek vir die Here vra, gee my net 'n idee, Here, toe sê die Here, nee, want jy gaan 'n krit ondervinding, en 'n saak van ondervinding hê, wat jy gaan uitlewe, en terwyl hy met my praat, sê hy vir my, hy sê vir Elia, ek wil net hê jy moet dit sien, dit van die Here, dat God bereg hom op, hy stuur hom na Agab toe, en toe vat hy hom weg vir 3 jaar. Amen. Hy's opgelei as 'n profeet. God stuur hom vir 3 jaar na 'n plek vir wie hy vir niemand kan profeteer nie. Daar's nie 'n mens daar by hom nie. 2 kraaie in die môre, en dieselfde 2 dalk vanmiddag. En miskien het hy al met hulle begin praat. Maar vir 3,5 jaar, of dan vir 'n tydperk wat hy by Krit is, het hy geen platform om te beweeg nie. Hy het geen siel waarvoor hy kan profeteer nie. Maar my God sê, daar kom 'n dag, wat hy hierdie man uit die beskerming uithaal, en dat hy my die wegkruipplek uithaal, wat kind van die Here jou Krit vanaand, en mag 'n krisis in jou lewe wees, en jy blameer almal daarvoor, maar God het gekies om jou vir 'n tydperk een kant te bring, met een gedagte, dat wanneer hy jou by Krit wegvat, gaan jy Karmel toe. Sê dit vir iemand, jy gaan Karmel toe. Ek wil vanaand vir jou sê, en die gees van die Here praat met my en ek is oortuig daarvan dat geen man, geen vrou sal ooit op Karmel kom, alvorens jy nie 'n Krit ondervinding gehad het nie. By Krit ontdek hy dat God het die vermoë om te onderhou. Ek weet
ek sou graag wil weet, ek sal eendag vir Elia vra, vir hom sê, vertel my bietjie my broer, wat het daar by Krip gebeur in daai tyd, as daar net tyd gaan wees. En ek sien hierdie man, Jakobus sê, was 'n mens net soos ons. Met ander woorde, jy kan nie nou omdraai en sê, wel pastor, jy moet daar 'n mening onthou, hy was 'n bietjie anders as ons. Nee, hy was alleenlik anders, omdat hy op God 'n afspraak gehad het, en met die Here 'n ondervinding gehad het. Dis wat hom anders gemaak het. Weet jy wat gaan die wêreld en Suid-Afrika om 'n keer laat kry, dat manne en vroue, wat van Krip af gaan wegkom, wat gaan opstaan en opstap, en dan die weer van Sarf, van de type van die kerk, en daar gaan hy weer die brood, en die olie, en gaan hy daar ontdek, hy gaan weer die woord van God, en die olie van die Heilige Gees ontdek, en wanneer hy dit ontdek, en hy begin brood maak, en gaan God op my volk aggee, en daar kom reën, kind van die Here, en maar my God wag vir manne, en vroue, en my krete, moet nie die vyand blameer nie, God het jou Krip toe gestuur, en God gaan jou wegvat van Krip af. Amen. Dit was in die week toe besef, my meisiekind dat Sonlandpark was pastoor en suster Stol se krit, en my 3 meisiekinders. Want in Sonlandpark het ek geleer dat jy ry met 54 liter brandstof in 'n Renault 9 van oor 1000 kilometer. In Sonlandpark het ek geleer dat my God gee die kraaie opdrag om vir jou brood te bring. Ek weet in Sonlandpark het ek God geleer ken as die God wat 'n stuk sement uit 'n toilet se onderdeel uithaal met 'n 4-pond hamer en 'n sementbytel en die pad breek nie. Dan onthou ek wat hy gesê het. Jy gaan 'n bietjie wegdraai. Ek gaan jou wegsteek by Krip. En wanneer jy by Krip weggesteek is, ek van die Here kan ek jou vanaand iets sê, dat jy iets geleer in jou krisis. Maar weet jy wat gebeur? Dat die kerk is so verval, hy is so vasgevang in 'n situasie en in 'n omstandigheid. En my God sê, man, ek wil hê jy moet weet, dis my skuld dat jy by Krip opgeland het, maar jy gaan nie sterwe in Krip nie, jy gaan nie in hongersnood nie. Ek het vir jou opdrag gegee, jy sal brood hê, jy sal vleis hê, maar daar gaan 'n dag kom, ek kan nou maar Shabbat in my gaia, daar kom 'n dag wat ek jou op Karmel bestel, en daai dag gaan jy uitleef wat ek jou in 3 dae of in 'n paar weke, maande in Krip geleer. Ek wil jou iets vertel, kind van God. Dis wanneer jy met God ontmoeting gehad het, wat jy redelik as strand kan raak. Want jy moet hoor wat ek sê. Wat dit nie meer saak maak, dat hulle vir jou sê kalk op gaan op nie. Dit maak nie meer saak wat 'n opmerking hulle maak nie. Ek weet wat ek weet. Ek weet wat ek weet. Ek weet dat God beplan, en ek weet daar's manne en vroue wat in krisisse is, en ek het vir die Here gesê, ek gaan pakry oor hierdie ding, Here. Toe sê die Here, niemand slaan aan jou nie. Hy sê, wat ek vir jou wil sê vanaand, dat ek het Carlton wil bestel, ek het dit op wit op swart, of swart op wit, en ek het deur gesigte, ek het dit deur profesie, wat my God vir my by mekaar laat maak het, en dit het op my lesenaar beland, dat God gesê in die laat uur gaan ek Carlton wil, my krag oor hom gee. Ek wil hê jy moet vanaand weet wat in jou lewe gebeur het. Ek praat van God gerigte goed. Was die Here, hy het jou deur die krisis laat gaan. Hy het jou gebring by toe deur. Ek beteken eenvoudig, hy maak 'n deur toe wat jy graag wil oop hê. Hy maak toe wat jy nie nodig sê. En God sê, jy het dit nie nou nodig nie. Wat jy nodig het is om my te leer ken, dat ek kan die spruit en vloed hou. Ek kan die kraaie opdrag gee. Jy gaan vleis kry, jy gaan brood kry, jy gaan uit die spruit drink. Maar dan God, daar kom lewe, daar kom lewe vir Israel. Daar kom lewe vir die kerk van Jesus Christus. Wat ek lees, en die Here begin met my praat. Ek wil dit probeer om vir jou te sê so maklik. Die Here sê vir my, weet jy,
Hoekom vertrou ek jou 34 jaar later met my goed? Hy sê omdat jy by Krit nie geklaar gekerm het nie. En ek wil iets vertel, by Krit, en ek gaan dit vanmiddag van my broers en my susters vertel. Ek wil jy moet weet, by Sonlandpark het het sleg gegaan. Ek wil jy moet mooi luister. Terwyl ek in die gemeente kom, toe sê die pastoor vir my pastoor vir my, hy sê, jy wil ons 'n kerk hê, jy wil ons vir die Here werk, daar is die bakstene, daar is die stuk grond, maak wat jy wil. En ek kyk die ding so, en ek kom bietjie 'n plan lees, van met my agtergrond, en ek sê vir die manne wat daar werk, en hy gee vir my 2 bouers daar, een se naam is Frikkie, hy staan so agteroor. Ek weet nie, hy kan nie 'n troffel lank genoeg vashou nie, want hy's 'n kettingroker. Hy staan so, dan kyk hy so, toe wat is net die wenner. Dis maar net 'n amen uit die hemelruim uit. En hy staan my so en kyk, en ek sê, Here, moet ek met hierdie manne weg. Die Here sê, ek stuur vir jou kraaie, en die kraaie gaan weg, want hulle is in my opdrag. Hy kom nie in 'n opdrag van ander nie. En in Sonlandpark het ek geleer, hoe dat ek gegaan het vir 18 maande, en toe ek uiteindelik met die manne verantwoordelik praat, en sê, nee, jy moes al die eerste maand geklaar het. Ek sê, nou, hy sê, nee, nou is daar nie meer geld vir jou nie. En vir 18 maande, hy sê, my God, en weet jy, ek kan vanaand hulle op hulle name noem, en ek oor die media versprei. Ek het julle lang al vergewe, want ek het ontdek, julle kon nie vir my gee, wat God vir my gegee het nie. En my God het gesê, jy sal lewe en oorvloed van lewe, en oorvloed hê. En my God sê dit vanaand vir jou, en van die Here kan jy ouerlik opstaan, en God begin toejuig vir jou krisis. Dit is jou Krit, dit is jou Krit, en God het jou ingelei, en God gaan jou uitlei, hy gaan jou uitlei, want daar is 'n afspraak, wat wag op Karmel, wat wag, 'n afspraak op Karmel. Dat wag, 'n afspraak op Karmel. Ek wil jou sê, ek is redelijk opgewonde. Ek kan eintlik nie wag nie. Iemand sê vir my, pastoor, jy sê seker maar een of ander tyd moet begin dink om so bietjie jou goedjies agter, maar my goed is agter mekaar. Hy sê, nou wie gaan by jou oorvat? Die Here gaan my jong man oprig, wat op die regte tyd sal inkom, en dan sal hy hierdie wapenskip vat, en hy sal hom dryf tot die hoogtes toe wat God wil hê moet gaan. Maar dis een plek wat ek God glo met my hele hart, wat nie vir 'n oomblike insinking sal sien nie. Hulle sal jou noem uit die oude doos, hulle sal jou noem uit die Ou Testament, hulle sal jou noem uit die voorpinkster, maar God weet, jy sal die lig wees. Die wêreld sal weet dat God in beheer is. Ek wil net dit vir jou noem, ek weet nie hoe dit werk nie. Miskien het iemand dit gejibou, soos hulle sê, of wat ook al, dit bietjie verander. Ek weet nie of jy kan nie, maar donderdagmôre, en toe gaan ek in op die webwerf, toe staan hy op 52.069, en vrydagmôre, en toe staan hy op 61.882 besoeke, en die dienste hardloop, en die Gees van die Here sê vir my, jy moet jou klaar maak, en daar wag 'n afspraak op Karmel, en daar wag 'n afspraak. Ek wil hê jy moet hoor vanaand, dit van die Here, en daar wag vir jou 'n ondervinding, en daar wag vir jou 'n ontmoeting, wat Krit sal lyk. Hulle sê, Krit, wat maak die Here met my by Krit? Hy berei jou voor vir Karmel, die bloed gaan loop, en die vyand se bande gaan gebreek word, en God gaan 'n man oprig, hy gaan 'n vrou oprig, wat sy heerlikheid gaan uitdra. Ag, is daar nie net een of twee wat die Here saam met my kan loof nie? Ek sal nooit vergeet nie. Ek sal nooit vergeet nie. Vir 3 jaar in Krit, in my Krit leer ek God ken, as die een wat dan niemand iets kan nie. Ek onthou,
vir jou sê vanaand, as God met jou 'n plan het, hy sal jou in 'n druk gaan bring. Hoor die woord van die Here. Hy sal, al sal jy van vandag af nie weer 'n oog toe maak tot jy erken dat God het 'n afspraak met jou nie. Sal God die slang van jou weghou. Jy kan dit aanteken. Pastor, dis 'n vervloeking. Noem dit net wat jy wil. Maar ek wil hê jy moet weet, God het jou nodig. Hy het jou nodig op Karmel. God is moeg vir 7000 wat hulle knie voor Baal nie gebuig het nie, maar wat in hulle huis na agterkaste wegtrek. God is moeg vir manne en vroue wat sê dat ek is 'n kind van die Here, maar wanneer hy in die wêreld is, kan jy geen onderskeid maak nie. Daar kom onderskeid tussen hulle wat God vrees en hulle wat God nie vrees nie. En wat sê hy vir my? Hy sê daar's geen manier waarop God jou by Karmel sal toelaat sonder dat jy by Kruit was nie. Regdeur die Bybel lees ons dat die manne van God het elkeen sy Kruit gehad. Moses was 'n derde van sy lewe, was hy in die woestyn weggebêre. En op 'n dag wat die Here sê nou se tyd, en toe sy vol verskonings, 40 jaar pas sy skape op vir sy skoonpa, en die ou man dryf hom tot rasernye, want terwille van vroulief bly ek maar, en dan sy die skape op die vlakte, dan het agter die berg Horeb, ek pas die skape op, maar daar kom 'n dag, wat die Here sê Moses, dis tyd dat jy tentoongestel gaan word. Ek wil hê jy moet vanaand weet, God gaan jou tentoonstel. Hy gaan jou tentoonstel. Lê jou hand op iemand en sê van God gaan jou tentoonstel. Paulus was 3 jaar in die woestyn van Arabië. Toe hy daar terugkom, toe besluit hy die beste na hierdie ondervinding. Ek raadpleeg nie bloed, vlees en bloed nie. Ek wil iets vertel, as God met jou 'n afspraak het, jy wil nie met vlees en bloed praat nie, want as hulle jou eers so kyk en hy rol sy woord, en hy sê, die God van die hemel weet, en hy sê, nee, ek wil praat soos wat God my ontmoet het. Ek weet met vanaand weet, koning Dawid was op die vlug vir baie jare. Hy het die een grot in en die ander een uit, totdat God hom benoem het as koning. En op daardie dag toe stap hy uit. En toe hy uitstap, toe maak God die platform vir hom reg. Dan kan ek dit vir jou noem. Petrus was vir hoeveel dae na sy verraad aan die Here Jesus sy verloning, was Petrus op die seewater en op die viswaters, en hy daar gaan wegkruip, maar God gaan haal hom uit, en hy staan op die rand, op die strandgebied, en hy sê, het julle vir my iets om te eet? En die Johannes sê vir hom, dis die Here. Hy sê, wat sê jy my nou? En hy omgord hom, want hy was naak. En die probleem, broer en suster, is dat die kerk wil nie erken dat hy naak is nie. Hy is kragteloos. Hy het geen toekomsvisie nie. En my God sê vir my, dat hulle dink om sonde te regverdig en sonde aanvaarbaar te maak. Hy gaan dit die kerk bevestig nie. Wat die kerk bevestig is die bloed van die lam en die krag van die Heilige Gees. En daar iemand in hierdie plek wat die Here kan loop saam met my. Hy sê vir my, dat die poorte van die doderyk sal die kerk nie gebeur. Nooit oorwin nie. Oh yes. Wat wil jou toch gewaarsku, as jy nie verbygaan. Vir baie van my broers sê, jy gaan deur 'n krisis as gevolg van een gebed wat jy gebid het, jare terug. Jy het gesê, Here, daar is 'n lied wat geskryf is oor dit. Please Lord, use me and hoe gaan hy lied Engel? Use me. Please Lord, use me and don't refuse me. En God het jou op jou woord gevat. En toe haal hy jou uit sirkulasie uit. En hy sit jou
binne in 'n situasie waar jy vir 'n paar maande of jare gevoel het, waarvoor het ek geleer? Waarvoor het ek al hierdie goed gedoen? En my God sê, ek het jou by Krit geleer, dat jy van my afhanklik moet wees. Weet die broer en suster, 'n kraai is normaalweg 'n roofvoël. Hy eet vleis. En daai kraaie, God maak hom so besadig, of hy so gehoorsaam, dat die Here vir hom sê, sien jy hierdie 2 T-bone steaks, hulle gaan af daar na Krit toe. Sien jy hierdie stuk brood, hierdie halwe brood wat jy hier optel, né? Jy het hom daar by die bakker in Bakkerstraat gaan haal. Jy vat hom reguit weer, jy vlieg hier af. Jy vlieg reguit oor. Daar gaan jy 'n man kry, hy sit net daar by Krit. En jy gaan vir hom die brood in sy skoot gee. Daai T-bone steak is nie joune nie, kraaitjie. Daai ramsteak is nie joune nie. Daai skaaphout is nie joune nie. En die kraai sê, wat sê jy nou vir my? Hy sê, nee, daai T-bone is Elias se. En daar sit die sonnaskool. En die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. En spottende gewys hulle. En die een bring brood en die ander een stroop. En my God het nie kindertjies groot gemaak nie. Hy het helde groot gemaak. Hy leef op brood en vleis en water. En my God sê, jou oomblik het gekom. Want vanmôre het hy gesê, jou heeldag is verby. Jou hemeldag het aangebreek. En vanavond sê, dat die brood en die stroop daar is verby. Dis vleis daar en die gees. Hy gaan jou gee heerlikheid op heerlikheid. En dan was Shakadala Basilibendaya. En dan was Sukandibendaya. Daar's 'n God wat lewe. Hy sê, daar's krag. Ek kan die God loof saam met my. Halleluja! Hy sê, hou op heil oor Krit. Dis byna verby. Ek wag net dat die watertjies opdroog. Jy het te gewoond geraak aan Krit. En droog die water op. Wat ek het 'n afspraak met jou eers na die weduwee van Sarfat toestel. Want sy is een van die kraaie. Die Here Jesus sê, was 'n heidense vrou. Maar op 'n manier het sy 'n Bybel in die hande gekry, miskien 'n Torah, of dalk hulle 'n handvol meel en 'n bietjie olie. Sy het dit iewers in die hande gekry. En sy sê, hy sê vir haar, bring vir my 'n broodkoek. Sy sê, is geen broodkoek nie. Hy sê, jy praat waar. Sy sê, maar ek het 'n handvol meel en ek het 'n bietjie olie. Hy sê, dan gaan maak vir my 'n broodkoek. Jy gaan 'n openbaring van God se krag sien, soos wat jy dit nog nooit in jou lewe gesien het nie. Ek spreek dit oor jou lewe. Jy gaan die krag van God sien, soos wat jy dit nog nooit gesien het nie. Maar ek wil in dieselfde asem sê, jy gaan van aangesig tot aangesig met die vyand kom. En jy gaan meer as oorwinnaar uitbreek as gevolg van jou Krit-ondervinding. Dan ek iets vertel, my vrou sê dit vanmiddag vir my geliefdes. Sy sê wat vir haar die interessantste was, dat sy dink daaraan, dat daar was die een dag wat sy gekla het nie, die een dag wat sy gehuil het nie. Weet nie dat my kinders die een dag, die een haat die bediening nie, die een haat die Here nie, en die een doen voorsang, die een speel dromme, en die ander een speel klavier, en hulle maak die naam van die Here groot. Want wanneer my God jou by Krit kry, en dan beskerm hy jou familie, jy gaan weer as oorwinnaar uitloop, hoor die woord van die Here, en dan kom 'n krag van God, en dan iemand wat die Here kan loop saam met my, en kan jy duif vir sy aangesig. Dankie, Here. Ek wil dit vir jou sê, jou Krit was nie die vyand nie. Dis God wat jou lief het. Dis God se skuld dat jy in Krit kom. So hou op skop om te keer. En begin die Here loof. Ek gaan my hasem klaar maak. Profete van God. Dit wat hulle vir jou vandag wys is verkeerd.
waaragtige profete van God was gestenig. Amen. Hy was nie elke dag op die toneel 'n sprooksaaier nie. Hy was so 'n gevaarlike man, dat toe hy daar aankom by Samuel, toe hy daar aankom by Bethlehem, toe stuur die oudstes van die stad, hulle bygeloofde dat die God hulle sê, gaan hoor, kom hy in vrede. Vandag sal hulle vir die profete sê, ek het nie net 'n bietjie 'n woord van die Here nie, maar Zwaar. want ons is onder oortuiging van ons eie sonde, en jy kom vertel vir ons, hou maar net so aan. Jy gaan in elk geval nergens uitkom. Jy weet hoe wonderlike pad het jy om te loop. Nie die manne van God nie, but they were stoned for the message of God. Dis manne wat nie blind was nie, maar ek probeer die antwoord gegeen verwerf. Ek wil dit vanaand vir my gemeente sê. God het vanmorgen gesê dat Kardemel sy daas verby. Hy het gesê, dis jou jubeljaar, hy sê, en in Hosea 6 vers 11, hy sê ook vir Juda is daar 'n oes beskik, en Juda beteken lofprysing, met ander woorde, jy gaan uit jou negatiewe uitklim, en jy gaan God begin loof. Man, ek hou van wat Hannes vir my sê, hy was nou die ander dag by 'n plek, en daar is 'n vrou wat bipolêr is. Hy sê, maar sy sê vir hom, sy like dit, sy hou daarvan, want jy sien, dan roel sy mos al wat weer verbeef. En ek het nou nie gedink dat Johannes hom so sal wip nie. Maar ek trots op Johannes. Hy kyk as hy sê, o nee, hy sê, ek is hier. En hy pak haar aan haar kop beet. En as ek sê, ja, maar jy moet weet, ek was ook 'n pastoor. Ek sê, ek van vanaand, ek weet van 'n hele paar wat dit nie gaan maak nie. En sy is so kwaad, sy's opgeblaas. En hy bestraf die werke van die vyand. Ek het nie gehoor nie, dit het met haar beter gegaan daarna. Ja, so. Sy sal eers na die middag 'n migraine gekry het. Dat iemand het gewag het om op haar terrein te kom. Dis waar God jou soek. Op Karmel staan 850 Baalpriesters. Daar sal hulle roep die hele dag na hulle God, en die bedryf het nog niks reg gekry nie. Elia wag. Later die middag toe spot hy met hulle, toe sê julle beter harde roep daai man slaap. Die een vertaling sê, the take is dark for a walk. Die ander een sê, nee, pastoor, maar jy kan nie so van ander mense se God sê, ek wil hê jy moet weet, daar's een God. Dis die een wat sy seun gestuur het, Jesus Christus. Dis hy wat jou kan vrymaak. Dis hy wat jou kan losmaak. En die ander een maak jou kwaad, hy maak jou bly. Ek sê, wanneer God jou begin onderhou, gaan jy die vreemdste van goed ervaar wat jy ooit ervaar het. Maar ek wil vir mense in hierdie plek sê, jou krikdae is byna verby. Maar het lyk nog nie rooskleurig nie, jy gaan nou eers na 'n weduwee toe stap en nie te seën. Miskien was hy so 16, hy was so tiener in sy tienerjare. Strijdlustige knape. Daai ouderdom moeilikheid. Hulle eet jou dat jy nie weet, hulle is hol van die boer af regdeur tot in hulle tone. Ek dink aan daai arme vroukies, as jy daai broodkoek gemaak het, een hap, dan is alles verby, dan lê dit doeg onder in sy voete. Maar daar is 'n man op pad na haar toe, wat die sleutel vir die spens van God se voorsiening het. You can never outgive God, you can never out-eat God. En hy sê, vraag maak eens vir my 'n broodkoekie. O ja, voor jy verder gaan, bring net eens my 'n bietjie water. Sê ek nie veel. En ek het ook vir gemeentes. Hulle het nie veel. Dalk 'n bietjie water in 'n flesie, dalk 'n bietjie olie in 'n flesie, dalk nog so 'n bietjie meel in die houer. Maar wanneer die krag van God instap, en sy gee dit vir hom.
God will change it immediately. En hy laat vir dit daar. Ek weet nie hoe lang hy daar gebly het nie, maar op 'n môre, toe gaan hy vir 'n wandeling in stroom. En hy waag dit oor die grens van Israel. En die kry hy oor Bethel. Die kerkhoof van sy dag. Die is 'n dienaar in die tempel in die paleis van Agab, maar hy is eintlik die priester van die hele besigheid. En toe hy vir Elias toe sê, ek is met die dood bedryf. As ek jou nie verraai nie, is nie, ek kan maar gaan sê, ek is hier. Ek sê, wat? Ek sê, ja. En ek moet vanaand sê, die gewas is het opgedag. Die salwendraers het opgedag. Gaan sê van Agab en wag vir hom. Pastoor, as jy nie bekie, nee, jy verstaan nie mooi nie. Ek was vir 2 weke by die Here. En hy het vir my in hierdie nag en in die vitaal wat verby is, het hy vir my gesê, ek het jou weggesteek vir 'n tyd. Hy sê, nou gaan ek jou na die voorgrond toe bring. Hy sê, jou eerste afspraak is by die weduwee van Sarfat en jou afspraak daarna is op Karmel. Hy sê, en op Karmel gaan jy 'n dag wag, en so by die tyd van die aandoffer. Hy sê, dan gaan jy jou mond oopmaak, en ek wil vanaand vir Calvin wil sê, I'm busy opening my mouth at the time of the evening offering. En my God sê, nou gaan die tyd gebeur. En ek wil hier dit vanaand weet, as daar iemand is wat saam met my glo, ek is nie bekommerd oor massas nie, maar as jy vanaand saam met my sê, Here, die uur het vir my aangebreek, dan staan jy saam met my op jou voete. Jy staan saam met my, jy begin die Here loof. Jy begin die God van die hemel loof. Ons gaan altare herstel, of net een altaar, ons gaan die altaar van die Here herstel. Ons gaan die hout reg lê, ons gaan die offervleis bring, en my God gaan die vuur gee, ek gaan die water gee, ek gaan wat jy tekort het gee, ek gaan dit waar en daar 'n tekort is gee, en my God gaan die vuur gee. Ek het van die Here, is daar iemand in hierdie plek vanaand, wat kan hy doen, my God, dis my uur, waarvoor ek gewag het. Ek beloof eens, die Here wil gaan ek vir u my pad vertel. Ek sal nooit vergeet, die God werk toe natuurlijk, ek is klaar, ek kan staan, ek kan na iemand toe stap en by hom in ek vir hom sê, die tyd van die aandoffer het gekom. Ek sal nooit vergeet nie. Skielik werk die Here anders as wat ons beplan. En die Here begin sien dat ek in Sonderpark by my bid. En dit is so jammer dat almal wat daai aand by Sonderpark se kerksaal ingestap het, al dood is. En 2 weke voordat die klag teen my kom, wys die Here my 'n gesig die nag terwyl ek in die kerk bid, en hy wys my hoe stap die manne in 11, en ek hoor die een sê, die ander een is in die Kaap. En ek sê, Here, wat wag vir my? Hy sê, jy gaan by my skuil. Hulle kla my aan dat ek by evangeliediens op 'n Woensdag aand by 'n bidure, dan kom meer mense daar tot bekering, hulle gee my aan, ek is besig met vreemde vure. En daardie Woensdag aand het die Here 'n jong cerebraal gestremde dogter, haar naam is Salome. Dit was 'n paar jaar of wat daarna. Ek het dit genoem, en ons het nie 'n doopbad gehad, dit was net die kerksaal. En een van die gemeentelede leen vir ons 'n buiteswem met daai plastiek swembad is met die drade in, en hulle gee vir my 'n aanraamleer wat trappies aan buitekant het, en hulle bring vir Salome in, sy so mekaar getrek. Toe mekaar getrek, sy kan nie die kooi loop so uit die kant van haar mond uit, maar sy huil die trane, en die speeksel meng so met mekaar, en sy sê vir my,
Sê ek die Here Jesus so lief, pastoor. Ek sê, ek weet, ek kan dit sien. En ek klim in daai swembaadjie en hulle tel haar so oor, sy kan nie loop nie. En die volgende oomblik, ek kan haar nie doop nie, ek moet saam met haar so onder die water insak, en ek sê, Salome, op grond van jou eie belydenis doop ek jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. En toe ek die derde keer opkom, toe spring sy uit my arms uit, en sy vat die leer, en sy klim homself uit. Ek wil vir jou sê, die uur van die aandoffer het gekom, lang genoeg, het Baal teen jou gestry, lang genoeg het die hel teen jou geroep. Ek kom vir jou vanaand sê, dat jou dae is bykans verby. Don't get upset, het moet nie opstandig raak nie. Jou dae is deur God beplan, en daar by jou geleer dat kraaie gaan vir jou rein kos gee, onrein diere gaan rein kos bring, en daar kom 'n voorsiening. Ek kan van hier is daar iemand in die plek, wat die Here kan loop saam met my. Hy sê, dis my gebeurtenis, dis my krag, dis my heerlikheid, en die krag van die Here, die krag van die Here bring lewe. Is daar iemand wat die Here kan loop saam met my? Suid-Afrika dag, die nog 'n minister nie, hy wag vir 'n gesalfde, hy wag vir manne en vroue wat van Kreta afkom. Dis op die regte aand. Dis op die regte aand. Dis op die regte aand. Oh my God. Sheriff will never be the same. For the power of the Holy Spirit. As jy verjoen, daar's geen niks wat jou stop nie. As my God besluit, jy's klaar by Kret. Is jy klaar by Kret? Is daar iemand? Is daar iemand wat sê, weer ek bid vir my? Jou Kreta, God weet jou Kreta is verby. 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 Sy sê, jou Kreta is verby. Alles wat verkeerd was nie die vijand nie. Sit jou hande saam met my op. Jy kan jou hande saam met my opsien. En kyk wat doen die Here vir jou van hierdie aand af sy krag. Sy heerlikheid, sy genade is groot en magtig, en hy doen heerlike dinge. Is daar iemand? Is daar iemand in hierdie plek? Is daar iemand in hierdie plek? Is daar iemand, sit jou hande op, John Diek, so hoog as wat jy kan sê, Here, vergewe my, in die naam van die Here is daar krag. Johannes Koekemoer, in die krag van die Heilige Gees. As jy vanaand sê, Here, ek aanvaar dat my krag daar verby is. Moet jy môreoggend opstaan, wag op die Here. Wag op die Here, hoor, hy gaan vir jou sê, jy gaan nou. Jy gaan nou. Jy gaan nou. Jy gaan. Ek sê nou. Hulle vra later, hoe lyk hy? Sy dra. Kom Joy, ek het gehoor, jy het ongesteldheid in jou liggaam. My God het jou genees. Ek sal jou kans hê te vertel hoeveel wie dit
lank genoeg op die kantlyn gestaan. En was toeskouers van die krag. As ek na hierdie jongman kyk, dan dink ek, hy noem Dawid, het middel van die Bybel sê, hy was 'n bietjie rooierig van voorkomsjare, en al die goed, Here, sal van Jesus staan, laat die krag op hom val. Here, laat die heerlikheid van God op Marius val nou. Die heerlikheid van die Here, hy doen 'n magtige werk en dit vloei uit sy binneste. Laat die heerlikheid op hom val, laat die heerlikheid op hom val. Here, seën haar en salf haar met die krag, is my gebed in Jesus naam. So, ek is bly ek sien jou. Steek jou hande op. Jy sal die ankers moet laat sak, dat God jou kan voorberei en kan gebruik in die naam van Jesus. Laat die krag oor hierdie jongman vaardig word nou. Here, die heerlikheid op hom. Laat die salwing van die Here op hom val. En die loof die Here saam met my. Is daar nog iemand? I know Christ is
He saved me from my sin, made my life new again. He saved me long ago and hid me upright. Christ is my everything, none other will do. Stiek jou hande saam met my op en sê, Here, dankie dat U in my iets gesien het wat ek self nie gesien het. Mag U dit sien. Oh, hallelujah. Ek wonder wat ek eer die Here. Dit was September maand gewees toe het ek vreeslike infeksie in my een bors gekry en ek het dit eers gelos en toe het ek naderhand na my ma toe gegaan en Oktober maand het my ma vir my gesê ek moet dadelik dokter toe gaan, dis nie normaal nie. En ek het na dokter De Wet toe gegaan en hy sê hy het nog nooit so iets gesien nie en hy stuur my dadelik vir scans. Ek het nog daai aand het ons 7:30 met die kliniek toe gery om dit te doen. En hulle kon die vrou wat die scans gedoen het, toe na 'n ander iemand gebel vir 'n tweede opinie, want hulle weet nie wat dit is nie. En toe gee hulle vir my salvies en antibiotika en ek het toe nou weer daarna het ek weer na my ginekoloog toe gegaan en hy sê vir my ek nog nooit so iets gesien. En ek het dit toe nou maar net gelos. Dit het bietjie beter geraak, maar daar was nog 2 knoppe gewees. En vanoggend op 'n soort preek en hy sê toe, die Here gaan die knoppe in jou bors wegvat. Vanaand het klom op vertel. Toe is ooit knoppe weg. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Die gebed van wonderwerke, nou sien jy dit, nou sê ek net van die wees. Dankie vir jou vrymoedigheid, halleluja, mag die Here jou seën. Die rest van jou swangerskap sal foutloos gaan. Die Here sal jou seën tot by die dag. As jy die Here saam met my beloof, saam met haar beloof, dan loof jy die Here en sê vir hom dankie vir sy antwoord.
Let's all sing it together in the presence of Jehovah.